Ammoniak ioniseer in water om 'n basiese oplossing te vorm. Nou, is ammoniak 'n swak of 'n sterk basis? Ammoniak is 'n swak basis. Hoekom sê ek so? Want ammoniak ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie hidroksiedione te vorm. Soms kan die terme ioniseer en dissosieer verwarrend wees. Nie alle handboeke of webblaaie stem noodwendig saam met wat ek hierso deel nie, maar meeste gesaghebende wetenskaplike bronne ondersteun hierdie siening. Ionisasie beteken ione vorm uit neutrale molekules. So, daar was nie voorheen ione nie, maar soos die molekule reageer met water, vorm daar ione. Kyk byvoorbeeld hierso. Ons het HCl wat neutraal is. Dit reageer met water en vorm dan waterstof katione en kloried anione. Alle sure sal dus ioniseer in water. Sure kan nie dissosieer nie. Dissosiasie aan die ander kant vind plaas as ioniese verbindings opbreek in bestaande ione. Natriumkloried byvoorbeeld bestaan reeds uit 'n natrium kation en 'n kloried anion, want dit is 'n ioniese verbinding. In water los die natriumkloried dan op en breek op in daardie ione. Daar vorm nie nuwe ione nie, die bestaande ione breek bloot op. So alle ioniese basisse soos natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied sal dissosieer in water. Maar wat dan van ammoniak? Ammoniak is 'n neutrale molekuule. Dit is nie 'n ioniese verbinding nie. So, ammoniak ondergaan ionisasie en nie dissosiasie nie. Dis 'n tegniese punt, maar ek wou dit net uitlig om verwarring te voorkom. Ammoniak ioniseer, en nou gaan jy verstaan, al is ammoniak 'n basis, hoekom sê ons ammoniak ioniseer? Want dit is 'n neutrale molekuule, dis nie 'n ioniese verbinding nie. Nou ammoniak ioniseer in water om 'n basiese oplossing te vorm, en daar word ons vergelyking vir ons gegee. Skryf die gekonjugeerde suur van ammoniak neer. Nou, ons begin met ons basis. En die basis is 'n protonontvanger. En as 'n mens 'n proton, oftewel 'n waterstof, by die ammoniak byvoeg, dan kry ons die ammonium-ioon. So ammoniak is die basis en ammonium sal die gekonjugeerde suur wees. Dit is nie deel van die vraag nie, maar water gaan in hierdie geval 'n suur wees. En wat is 'n suur? Dit is 'n protonskenker. Nou vat een waterstof uit water weg, wat bly oor? Die hidroksied-ioon. En daarom is water die suur en hidroksied is die gekonjugeerde basis. Identifiseer een stof in hierdie reaksie wat as 'n amfoliet in sommige reaksies kan optree. Nou, 'n amfoliet is 'n stof wat sowel as 'n suur of 'n basis kan optree, afhangend van met watter stof dit reageer. En in hierdie geval het ons beide water en ammoniak wat as amfoliete kan optree. In die eerste reaksie tree ammoniak op as 'n protonontvanger. Dit kry 'n waterstof by. Met ander woorde, ammoniak is hier 'n basis. En dit maak van water 'n suur, want water is 'n protonskenker. Daar is sy waterstof weg en hidroksied bly oor. Maar as ons kyk na die tweede reaksie, wat gebeur hierso? Die ammoniak verloor proton.
Nou is ammoniak die protonskenker, so ammoniak tree nou op as 'n suur. En water ontvang dan daardie proton, so water in hierdie geval is die protonontvanger en dit maak van water 'n basis. 'n Leerder voeg gedistilleerde water by 'n grondmonster. Nou wat gaan die water doen? Die water gaan al die oplosbare stowwe oplos wat in die grond is. So as die leerder dan die mengsel filtreer, sal die grond agterbly en die vloeistof sal 'n mengsel wees van water, opgeloste stowwe en dit kan soutte, sure, ione ensovoorts insluit. En dan gaan hy en hy meet die pH van hierdie vloeistof. En hy voeg dan stadig 'n ammoniak oplossing by terwyl hy gereeld die pH meet. En dan gaan ons 'n grafiek sien hieronder wat wys hoe die pH verander het soos meer ammoniak bygevoeg is. pH begin aanvanklik by 4, daar's nog geen ammoniak daar bygevoeg nie en dan soos daar meer en meer ammoniak bygevoeg word, is daar 'n toename in die pH en die pH eindig iewers hier tussen 8 en 12 om en by 'n pH van 10. Eerstens vra hulle of die grondmonster suur of basies is. Nou, die aanvanklike pH is 4, dis onder 7, met ander woorde, die pH van onder 7 sê vir ons dat dit 'n suur oplossing is. Nou moet ons die konsentrasie hidroksiedione in die reaksiemengsel bepaal na die byvoeging van 4 kubieke sentimeter ammoniak. So wat doen ons? Ons gaan na die grafiek, ons gaan soek 4 kubieke sentimeter en dan lees ons die waarde op die pH skaal af, dis tussen 4 en 8, so dit is 'n pH van 6. Op die formuleblad het ons dan ons pH vergelyking en nou kan ons bloot daai waarde van 6 invervang daar en dan kry ons dat ons hidronium konsentrasie is 10 tot die mag minus 6 mol per kubieke desimeter. Ook op die formuleblad weet ons dan dat die produk van die hidronium-ioon konsentrasie en hidroksied-ioon konsentrasie is gelyk aan 10 tot die mag minus 14. En al wat ons nou doen is, ons vervang daai 10 tot die mag minus 6, vervang ons daarso in, en ons weet die produk se antwoord is 10 tot die mag minus 14, gevolglik kry ons hidroksied-ioon konsentrasie as 10 tot die mag minus 8 mol per kubieke desimeter. Laboratoriumtegnikus wil die konsentrasie van 'n soutsuurmonster bepaal. Hy voeg 5 kubieke sentimeter van hierdie oorspronklike soutsuurmonster by 495 kubieke sentimeter gedistilleerde water om 500 kubieke sentimeter verdunde soutsuur te gee. Dan word daar 50 kubieke sentimeter van houer 2 geneem om te reageer met natriumkarbonaat. En daardie 50 kubieke sentimeter soutsuur oplossing reageer volledig met daai 0,29 gram natriumkarbonaat. Eerstens moet ons die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie gee. Ons het soutsuur wat reageer met natriumkarbonaat en dit gaan vir ons gee koolstofdioksied en water, want dit is 'n neutralisasie reaksie, plus die sout en in hierdie geval gaan dit natriumkloried wees as sout. So as ons hom ongebalanseerd daarso gee, dan is dit soutsuur plus natriumkarbonaat gee natriumkloried plus koolstofdioksied plus water. Nou kom ons begin.
1 waterstofatoom aan die linkerkant, 2 aan die regterkant. Kom ons skryf 'n 2 daarso. Nou het ons 2 waterstowwe links, 2 waterstowwe regs. Kom ons kyk. 2 klore links, 1 kloor regs. Kom ons maak 'n 2tjie daarso. Goed. 2 waterstowwe, 2 waterstowwe. 2 klore, 2 klore. 2 natriums, 2 natriums. 1 koolstof, 1 koolstof. 3 suurstowwe, 1, 2, 3 suurstowwe. Met ander woorde, daardie is my gebalanseerde reaksie. Nou vra hulle dat ons die konsentrasie van die oorspronklike suurmonster bereken. Nou hierdie is van daardie berekeninge waar jy begin aan die einde en dan moet jy terugwerk. Dit tel heelwat punte. En dis presies hoe ons hierdie som gaan aanpak. Ons begin aan die einde. Watter inligting het ons? Ons het die massa natriumkarbonaat. Ons kan die aantal mol natriumkarbonaat bereken. Ons het massa, ons is op soek na N, ons het groot M, want wat is groot M? Dis 2 mol 23, die 2 natriums, dis 46. Koolstof is 12, so daar's net een van hulle, soos 1 mol 12 is 12, en dan 3 suurstowwe, dit is 48. So daai gee vir my 60, 100, 106 gram per mol, en dit is die relatiewe formule-eenheid massa van natriumkarbonaat. So, klassieke formule, ek het die massa, ek het sopas die relatiewe formule-eenheid massa daar bereken, en as ons dit dan deel, dan kry ons 0,002735 mol natriumkarbonaat aan die begin. So ek weet hoeveel natriumkarbonaat het volledig gereageer met die soutsuur oplossing in die laaste houer. So, daar is 0,002735 mol natriumkarbonaat wat reageer het. En ek weet dat die natriumkarbonaat en soutsuur reageer in die verhouding 2 tot 1. En omdat die reaksie volledig was, kan ek nou daardie waarde vat en dit vermenigvuldig met 2 om te bepaal hoeveel mol soutsuur het in die laaste houer gereageer. En dan kry ek, dit is 0,00547 mol. So nou weet ek, hoeveel mol soutsuur was in daardie 50 kubieke sentimeter soutsuuroplossing. Ek het die aantal mol, ek het die volume, ek kan met ander woorde die konsentrasie bereken. En onthou, of ek nou 10 ml vat of 100 ml, die konsentrasie gaan dieselfde wees. So die konsentrasie van daai 50 kubieke sentimeter gaan dieselfde wees as die konsentrasie in daai 500 kubieke sentimeter waar die soutsuur gemeng is met die gedistilleerde water. So ek kan nou gaan en ek kan verder terug beweeg om die soutsuurmonster se konsentrasie te bereken. Soos reeds gesê, daai 0,00547 mol soutsuur is opgelos in daai 50 kubieke sentimeter. En 50 kubieke sentimeter is natuurlik 0,05 kubieke desimeter. Ek deel dit net deur 1000. En nou bereken ek die konsentrasie van daai 50 kubieke sentimeter wat dieselfde sal wees as die oorspronklike konsentrasie van die middelste houer. En dit gee vir ons dan 0,1094 mol per kubieke desimeter. En nou kan ek mos met my verdunningsvergelyking werk om te bepaal wat was die konsentrasie van die oorspronklike soutsuurmonster. As ons nou kyk, daai 5 kubieke sentimeter, die konsentrasie van die soutsuur in daai 5 kubieke sentimeter gaan dieselfde wees as in die oorspronklike soutsuurmonster. Maar kyk gou mooi. Daai 5 kubieke sentimeter, kom ons sê daar's N1 aantal mol
soutsuur daarin teenwoordig. Nou voeg ons net gedistilleerde water by. So N2 en N1 gaan dieselfde wees. Maar as ek dan nou my verdunningsvergelyking gebruik, dan weet ek N1 is C1V1 en N2 is C2V2. Hierdie is die klassieke verdunningsvergelyking. Nou watter inligting het ek? Ek kort C1, want C1 is die konsentrasie in die 5 kubieke sentimeter, maar is ook die konsentrasie in die oorspronklike soutsuurmonster. V1 gaan daai 5 kubieke sentimeter wees, maar onthou om te deel deur 1000. Konsentrasie 2, dit het ons so pas uitgewerk, want dis dieselfde as die konsentrasie in daai 50 kubieke sentimeter. En dan volume 2, dit is natuurlik die 495 plus die 5. So dis daai 500 kubieke sentimeter, maar onthou, ons moet dit deel deur 1000 om dit in kubieke desimeter te kry. So as ons dit dan doen, dan sien ons, daar is ons die 5 kubieke sentimeter as kubieke desimeter, is dit 0,005. Daar is ons vorige berekende konsentrasie en 500 gedeeld deur 1000 is 0,5. En dit gee vir ons dat die oorspronklike soutsuurkonsentrasie in die oorspronklike soutsuurmonster is 10,94 mol per kubieke desimeter.